Verlede week het ons begin gesels oor die een siekte wat ons almal soms het. Onsekerheid. Kom ons praat 'n bietjie verder hieroor. Het jy ook al soggens wakker geword met 'n stuk spanning, stres en onsekerheid? Daar het dalk iets gebeur wat jou onkant betrap het, onverwagse teëspoed jou getref het en jy met 'n klomp dinge op jou kerfstok sit wat jy nog moet doen. Dinge wat dalk vir jou te veel en te groot voel. Wanneer jy deur so 'n fase gaan, dink dan aan die volgende. Eerstens, erken jou gevoelens, vrese en die dinge wat jou onseker maak. Pak dit een voor God uit en vra dat hy aan jou hemelse perspektief daaroor sal gee. Onthou, ons almal sien maar net die klein stukkie legkaart van ons eie lewe raak en ons kan soms selfs fanaties wees daaroor, terwyl hy met 'n baie groter plan, 'n wonderlike geheelprent na die wêreld kyk. Kyk maar net na die natuur om jou en dink, as hierdie groote God, hierdie ongelooflike skepping in die holte van sy hand kan hou, hoef ek, klein mossie mens vir wie hy altyd sorg, mos nie aan sy trou vir my te twyfel nie. Ja, sien vandag weer hoe die groote God met uitgestrekte arms oor jou waak. Tweedens, onthou, dink terug aan die vorige kere wat jy ook so gevoel het en onthou dan hoe jy daardeur gekom het. Hoe die ergste toe nie gebeur het nie. Dinge toe nie van koers afgegaan het nie en jy wel 'n uitkoms gekry het, die donker toe nie so groot was nie. Miskien was dit erg, maar jy tog die genade ontvang om daardeur te kom, nie waar nie? Derdens, dink aan wat jy al saam met God bereik en gedoen het. Ja, soms moet ons met dieper kykbrille na ons verlede kyk en die dinge lys wat ons, ondanks baie teenkanting, ondanks onsself of ondanks uitdagings, wel saam met God reg gekry het. Sien jou suksesse en die manier hoe jy uit valleie op bergtoppe geklim het en gee aan jouself erkenning daarvoor. Niks het verander nie. Inteendeel, jy het met die jare net sterker en wyser geword. Kom ons bid. Here, ek kyk so na binne, na my eie ou klein wêreldjie, dat ek u grootheid hier rondom my miskyk. Ek laat toe dat die wêreld se onsekerhede in my hart neskop, en jaag ek fanaties van die een ding na die ander. Nou kyk ek op, en ek sien. Ek sien dat die son weer vanoggend opgekom het, al was dit laasnag donker in my lewe. Ek sien die mooi van 'n blom, hoor die gechirp van 'n voël en onthou dat hulle nie gespin, gestoei en in skure bymekaar gemaak het nie. En tog is hulle met oorgawe besig om die lewe te leef. Ja, hulle vertel dat u vir ons alle goeie dinge in ons slaap gee. Dat ons nie die wêreld hoef te probeer hanteer of te bestuur nie, omdat u dit doen. En dat niks so goed of so sleg is, dat u nie dit kan verander nie. Hemelse Vader, vandag weet ek weer die waarhede van Psalm 31, dat ek by u kan wegkruip, dat u my sal red, dat u goed vir my is en sal wees, dat u my lewe, die lewe, soos 'n kosbare kleinoot in die palmlyne van u hand vashou, en dat u my nooit in die steek sal laat nie. Daarom, Here, daarom hou ek moed, daarom is ek sterk, is ek nie moedeloos, bang of twyfelagtig nie. Dankie daarvoor. Amen.